Ek hoor van 'n man wat 'n groot lewensideaal gehad het, en dit was dat hy eendag 'n bootreis moes onderneem. En om hierdie ideaal 'n werklikheid te maak, het hy lank gespaar, genoeg geld bymekaar gekry, en 'n kaartjie gekoop en toe die bootreis onderneem. Hy het dit baie geniet, maar hy het op 'n snaakse manier opgetree wanneer die mense gaan eet het. Dan het hy nie na die eetsaal toe gegaan nie, hy het na sy kajuit toe gegaan. En daar 'n paar Marie-beskuitjies geëet. Toe hulle by hulle bestemming aankom, het hy vir een van die ouens wat saam met hom gery het, gevaar het, gesê, dit was nou 'n lekker bootrit gewees, maar ek is so bly ons is by die huis, want my Marie-beskuitjies is klaar. Ek het nie meer kos vir die pad vorentoe nie. En sy medereisiger het gesê, maar ek verstaan nie mooi nie, ons het mos lekker kos gekry hier op die boot, oorvloedige kos. Het jy dan nie van dit geëet nie? En toe die persoon gesê, nee, ek het nie geëet nie, want ek het nie genoeg geld gehad om dit betaal nie. Daarom het ek maar net Marie-beskuitjies saamgebring, terwyl ek het die lekker kos geruik wat julle geëet het, maar omdat ek dit nie kon betaal het nie, het ek Marie-beskuitjies geëet. En toe sê sy medereisiger vir hom, meneer, jy het 'n groot fout gemaak, toe jy jou kaartjie gekoop het jy betaal vir al die kos. Jy het jouself eintlik ingedoen, daardie kos was ook beskikbaar vir jou. Hierdie persoon het 'n groot lekkerte van die bootreis nie gehad nie, omdat hy nie geweet het dat die kos op die boot ook vir hom beskikbaar was nie. En dis die hartseer by baie van ons lidmate wat ons geestelike lewe aanbetref. Baie van ons is Marie-beskuitjie gelowiges. Ons glo dat die Here Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, dat hy opgestaan het, dat hy alles gedoen het wat nodig is vir ons om kinders van God te wees. Maar ons kan nie insien dat dit vir my bedoel is nie. Is dit regtig vir my bedoel? Is dit vir my bedoel om geloofsekerheid te hê? Is dit vir my bedoel om soos 'n oorwinnende Christen te lewe? Een rede waarom baie van ons nie die oorwinnende lewe wat Christus vir ons wil gee nie, is dat ons nie die nagmaal verstaan nie. Ons dink die nagmaal, die brood en die wyn is bloot tekens wat ons herinner aan dit wat Christus lank gelede gedoen het. Dit moet ons herinner aan iets wat in die verlede gebeur het. Dis wat die nagmaal vir ons sê. Maar die nagmaal is meer as dit. Deur die brood en die wyn wil die Here God na ons toe kom. Hy's 'n lewende Here wat deur Jesus Christus na die aarde toe gekom het, gesterwe en opgestaan het, en deur die brood en wyn kom hy na ons toe en bied hy al sy verlossingswerk vir ons aan, sodat ons soos oorwinnende Christene in hierdie wêreld kan lewe. Die Here wil nie hê dat ons voort sal ploeter en dat ons Marie-beskuitjie gelowiges sal wees, om maar ons bes te probeer nie. Hy wil hê ons moet feeskoek
Christene wees, sjokoladekoek Christene wees. Hy wil hê dat ons die volheid van die verlossing van Jesus Christus in ons lewe sal ervaar en sal belewe. En daarom het hy die nagmaal ingestel. Wat gebeur in die nagmaal? In die nagmaal gebeur daar eintlik iets misterieus. Iets wat 'n mens nie altyd mooi kan verstaan nie. Christus, wat die lewende Here is, verbind homself met die brood en die wyn. En hy verhef die brood en die wyn tot sy liggaam en sy bloed. Kom ek verduidelik vir u dit aan die hand van 'n beeld. As jy 'n vuur het en jy sit 'n yster in die vuur en jy trek die vuur uit, wat gebeur? Die vuur is binne in die yster. Vat maar in die yster, jy gaan die vuur voel. Die vuur is binne in die yster. Die yster is nog steeds yster en die vuur is nog steeds vuur, maar daar het 'n misterieuse verbinding plaasgevind. En dis wat gebeur in die nagmaal. Christus kom en hy verbind homself met die brood en die wyn. Hy verhef die brood en die wyn tot sy liggaam en sy bloed. As ek die brood en die wyn eet, dan eet ek brood en wyn, doodgewone brood en wyn. Nee, nog meer. As ek die brood en die wyn eet, het ek te doen met Christus, wat deur die brood en die wyn na my toe kom. Julle onthou mos die verhaal van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, wat aan Jesus se kleed gevat het. En toe sy aan sy kleed vat, het sy gesond geword. Wanneer jy vanoggend die brood en die wyn in jou hand neem en eet en drink, vat jy letterlik aan Christus se kleed. Hy kom na ons deur die brood en die wyn. Hy kom letterlik na ons deur die brood en die wyn. En ons het die voorreg om aan sy kleed te vat. Hoekom kom hy deur die brood en die wyn na ons toe? Omdat hy ons wil verseker van dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Hy wil ons genadig wees. Hy wil ons help in ons geestelike lewe. As ons Jesus ervaar en ontmoet in die nagmaal, kom hy na ons toe en bied hy vir ons alles wat Christus vir ons aan die kruis van Golgotha verdien het. En wat het hy vir ons gedoen? Jesus het God by ons kom verteenwoordig. Hy het ons sondeskuld aan die kruis van Golgotha geneem en dit betaal. En op grond daarvan word ons vrygespreek van al ons sonde. En as jy die brood eet en die wyn drink, sê die Here vir jou, jy hoef nie meer bekommerd te wees oor dit wat jy in die verlede gedoen het nie, al was dit hoe verkeerd. Christus se genadewerk is groter as jou sonde. Jy word vergewe van jou sonde. Maar Christus het nie net God verteenwoordig by ons nie. Hy het ons verteenwoordig by God. Hy het alles wat ons moet doen, namens ons by God gedoen. En as die Here God na ons kyk, kyk hy deur Christus na ons toe. En wat sien hy? Volmaakte mense. Christus verteenwoordig ons by God. En God kyk deur Jesus Christus na ons. En hy sien Christus se goeie werke raak. En op grond daarvan verklaar hy ons vry van al ons sonde en sê vir ons, ek gee vir julle 'n nuwe lewe. 'n Nuwe lewe
waar jy die volheid van God se verlossing in hierdie wêreld kan ervaar en kan belewe. Die nagmaal is ingestel omdat God daardeur vir ons wil waarborg dat sy verlossing vir ons beskikbaar is. En hy wil vanoggend vir my en jou sê, dis vir jou beskikbaar. Jy hoef nie meer in onsekerheid te lewe of jy eendag hemel toe gaan of nie. Jy hoef nie meer in onsekerheid te lewe of jou sondes vergewe is of nie. Jy kan weet, deur die brood en die wyn waarborg God dit vir jou. En dis iets wat jy vir jouself moet aanvaar. Dis iets wat jy jou eie moet maak. In die nagmaal kom die lewende Christus na ons toe en waarborg hy sy verlossingswerk aan ons. Nooi hy ons uit om dit vir onsself te aanvaar. En hoe aanvaar 'n mens dit? In die Bybel lees ons van 2 soorte bekerings. In die Nuwe Testament lees ons van 'n eenmalige bekering. Mense wat heidene was, word gelowiges. Dis 'n eenmalige stap van 'n heidendom na Christendom. Maar in die Ou Testament lees ons van 'n ander soort bekering. Ons lees van gelowige mense wat geroep word om voortdurend tot bekering te kom. Want gelowige mense kan ons baie keer afwyk van die pad. En die Here sê vir sy gelowige kinders, julle word geroep om voortdurend tot bekering te kom, sodat julle voortdurend op my pad kan bly. Meeste van ons wat hierso sit, het in 'n gelowige huis groot geword. Ons het geleidelik ingegroei in die waarhede van die Christelike geloof. Ons het kategese toe gekom, pa en ma het met ons gepraat en al hoe meer het die Bybelse waarhede deel van ons lewens geword. En geleidelik het ons besef dat die Here vir ons lief is. En soos die dag breek, geleidelik het ons 'n oorgawe aan die Here Jesus gemaak en het ons vir hom gesê, Here, hier is ons lewens. Maar nou is dit so dat baie van ons dit vergeet het. Ons vergeet wie ons is. Ons vergeet dat die Here Jesus vir ons gesterf het en opgestaan het en dat ons 'n nuwe lewe ontvang het. En baie keer beweeg ons weg van die Here af. En daarom roep die Here vir my en jou wat verbondskinders is, wat klein gedoop is, ons aan wie die Here gesê het, ek wil 'n pad saam met jou loop, kom die Here in die nagmaal en sê hy vir ons, kom tot bekering, kom weer 'n keer tot bekering. Die nagmaal is daar om vir gelowige mens te roep en te sê, breek met dinge wat verkeerd is in jou lewe en gee jouself onvoorwaardelik oor aan die Here. Die nagmaal is die plek waar jy vir 'n tweede, derde, 50ste keer, 100ste keer tot bekering moet kom. Waar jy geroep word om jou rug te draai op die wêreld en jou oë te rig op die Here God. En jy sê, Here, ek wil vir U lewe. Vanoggend gaan ons deel in die nagmaal. En in die Bybel kry ons 'n ongelowige teksvers wat vir ons sê, Christus bied homself aan in die nagmaal. En ons word geroep om hom te eet. Nou die heidene het dit verkeerd verstaan. Hulle het gesê die Christene is 'n klomp mensevreters. Hulle vreet die Here in die nagmaal, maar hulle het nie verstaan wat hierdie gedeelte vir ons wil sê nie. As die Bybel vir ons oproep om Christus wat in die nagmaal ons kom besoek te eet, sê die Bybel ons moet Christus eet met die mond van ons harte. Bedoelende, ons moet ons harte oopmaak vir die Here Jesus Christus en sy gesindheid en sy lewe moet in ons lewe 'n werklikheid word, sodat ons lewens
verander kan word en nuut gemaak kan word. Wat gebeur in die nagmaal? Wat gebeur in die nagmaal as ek die Here God in die nagmaal ontmoet? Twee groot dinge. Die eerste groot ding, mens word op 'n pad geplaas om innerlik genees te word. Baie van ons wat vanoggend hierso sit, het seer gekry in ons lewens. Baie seer. En jy loop met 'n seer in jou hart, in jou lewe. En die manier waarop jy die seer hanteer is nie altyd reg nie. Jy onttrek jou van die wêreld. Jy doen dinge net om jouself te beskerm. As jy Christus in die nagmaal ontmoet, dan ontdek jy dat hy jou ken, dat hy vir jou liefhet, dat hy jou onvoorwaardelik aanvaar, dat jy veilig is by hom, dat hy vir jou sê, kom nou Sari, kom nou Jan, kom ons stap 'n pad saam. En kom ons kyk na die monsters in jou lewe wat jou seer maak. En as jy die monsters in jou lewe sien wat jou seer maak, dan moet jy soos ou Dawid sê, monster, jy wat my seer maak, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies en 'n lans, ek kom na jou in die naam van die Here, en die Here sal vir my oorwinning oor jou gee my lewe. Die nagmaal wil ons verseker dat die Here ons innerlik wil genees, dat hy die pyn en die hartseer wat jy nog dra in jou lewe sal stil en dat hy jou gesond van binnekant wil maak. Maar die nagmaal is ook die plek waar die Here jou innerlik wil vernuwe en vir jou help om soos 'n oorwinnende Christen te lewe. Dis interessant, ons kry dit baie keer in ons kerk, dat mense wat die Here weer by vernuwing leer ken het, baie keer sê, nou het ek 'n behoefte om my vir 'n tweede keer te laat doop. Die doop is vir my 'n teken dat ek my lewe weer eens aan die Here oorgegee het. En ons kry dit in ons kerk, dat mense baie keer op 'n skelm manier hulle laat doop in 'n swembad of in 'n rivier, en dit is so half geheim. Wat sê ons daarvan? Ons sê nee. Die Bybel sê vir mense, jy word net een keer gedoop. Maar die nagmaal is iets wat jy voortdurend in jou lewe kan vier. En vandag kry ons geleentheid om die Here weer eens op 'n nuwe manier te ontmoet in die brood en die wyn. En as ons dit doen, dan getuig ons, dan sê ons het ons harte en ons lewens aan die Here oorgegee. Ons wil vir hom lewe. Die nagmaal is die plek waar jy openlik voor die hele gemeente oortuigend gesê, ek onderneem om 'n kind van die Here te wees en vir hom te lewe. En nou het jy vanoggend nagmaal toe gekom, miskien net omdat jy gehoor het daar word nagmaal bedien. Jy het nie geweet dat die nagmaal eintlik 'n gevaarlike plek is nie. Die nagmaal is 'n plek waar jy verander kan word, waar jy nuut gemaak kan word, waar jy geheel kan word. Die nagmaal is 'n plek waar jy ophou om 'n Mariebeskuitjie Christen te wees en te ploeter in jou geloofslewe, waar jy die sjokolade lewe wat die Here vir jou wil gee, aanvaar vir jouself en met die krag van die Here uitlewe. Die vraag vanoggend, het jy 'n behoefte om vir die Here vanoggend te sê, Here, ek is moeg vir 'n Mariebeskuitjie gelowige lewe. Ek wil soos 'n sjokolade Christen lewe. Ek wil die volheid van u verlossing vir myself aanneem en met u krag wil ek graag lewe. Het jy behoefte om dit vir die Here te sê? Ek wil vir jou vra om stil te word vir die Here vir 'n paar oomblik. As jy klaar stil geword het en jy behoefte het
om vir die Here te sê, Here, verander my, maak my nuut, laat Christus al hoe meer in my lewe na vore kom, kan jy opstaan? Ons maak ons oë toe, ons kyk nie rond nie, en as jy opgestaan het, gaan ek vir jou bid, dat die Here vanoggend 'n groot ding in jou lewe sal doen. Paar oomblikke van stilte, en dan kan jy op jou eie tyd, as jy wil, opstaan.